Familie, vriende, kom ons staan almal. Julle kan maar julle sitplekke inneem asseblief. Familie en vriende en in die besonder oom Jaco en tannie Hendra, tannie Jana, oom Christo, twee kleindogters wat hier is, Yvette en Sonet, en dan ook Lise Marie en Tertius. Familie en vriende, aan elkeen van julle wat hier is, baie welkom en baie dankie vir julle teenwoordigheid. Ek wil begin deur 'n woord van hartseer, maar ook 'n woord van diepe dankbaarheid teenoor elkeen van julle as familie en vriende vir die manier hoe julle omgesien het en lief was vir hierdie vrou. Katharina Elisabeth Breed, liefdevol onthou as Tannie Rina. Maar vir haar familie was sy sommer net ma of mamma, ouma Matossie of liewe vriendin. Ons is vandag hier om vir die Here dankie te sê vir haar lewe. Om haar lewe te vier en met dankbaarheid terug te kyk op die 79 jaar, 9 maande en 28 dae wat hy haar vir julle gespaar het. Ons onthou 'n lewe wat getuig van liefde, toewyding en diens.
as vrou, as ma, as ouma, as suster, as tannie, as 'n vertroueling en vriendin, het sy onuitwisbare spore gelaat in die mense wat haar lewenspad gedeel het. Tannie Rina se liefde was nie net leefwoorde nie. Dit was sigbaar in haar sorg, in haar menswees, in haar huis en in haar tuin, haar onmiskenbare gevoel van orde en die warmte wat sy vir die mense om haar gebring het. Sy was stylvol en netjies, 'n dame, vasbeslote en sag, en terselfdertyd het sy hierdie vertroostende teenwoordigheid gehad. As ma was sy een wat daar was, 'n toevlug, 'n veilige plek, iemand by wie jy kan huil en lag, kan wonder, kan raad kry. En as 'n ouma het sy haar kleinkinders met liefde en deernis bemoedig, hulle lewens aangeraak. As suster, as tannie, as vriendin, het sy liefde en loyaliteit geleef. En sy los 'n navolgingswaardige voorbeeld van iemand wat 'n lewe in liefde geleef het. Wat haar verder so uniek maak, was haar menswees. Haar strewe om alles perfek te kry. In haar huis, haar tuin, haar netjiese voorkoms, haar pragtige grys hare wat altyd perfek was en haar manier van alles wat reg moet wees, wat uitstaan. Sy was 'n mens van orde en warmte, maar ook van diep innerlike krag en sagte liefde. Haar veerkragtigheid in die aangesig van hartseer en verlies en pyn was 'n getuigskrif van 'n geloof wat nie gewankel het nie. En sy het geanker gebly in die vertroue dat die Here by haar is. Mag ons elkeen inspirasie put uit die manier waarop sy haar lewe geleef het, met liefde en met moed en met integriteit. En mag ons bemoedig word deur die wete dat ons hemelse Vader altyd by ons is. Dat hy altyd naby is. Aan haar kinders wil ek sê, ek weet hierdie afgelope 2 weke was besonder moeilik vir julle. En om nou te moet afskeid neem, voel eintlik soos 'n taak waarvoor 'n mens nie kans sien nie. Maar weet asseblief dat ons saam met julle huil. Ons dink aan julle. En al wat ons maar kan sê is, mag die Here julle bystaan. Baie, baie sterkte. Familie en vriende, ons gaan dan vandag se diens begin deur die Toseesberuiming te sing van Psalm 42, vonklied 389, soos 'n hert in dorre streke. Ons sing daar 2 verse en dan kan julle bly staan vir die fotum en die seëngroet en dan antwoord ons met 'n lof tot eer van die Here. En daarna kan julle weer julle sitplekke inneem. Nou eers dan 'n toetrede lied, vonklied 389, soos 'n hert in dorre streke. Dit is die Toseesberuiming van Psalm 42. Kom ons staan almal. Soos 'n hert in dorre streke, skreeu en dors na die genot van die helder waterbeke. Skreeu my siel na ewig God. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron wanneer sal knal swerftig en benauw
God weer sien en klaar aanskouing. O my siel, waarom onrustig? En wat byt jou en my? Waarom in Gods lof onlustig? As die spotstem jou bestry. Menigmaal het hy jou druk, laat verwissing geluk. Ook op goede man weer rustig, en sy lof sal my verlustig. In Psalm 46 lees ons die woorde: God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dreis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy omstuimigheid, bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Ons begin, ons einde, ons lewe is in die hande van die God wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly en nooit ons alleen sal laat nie. En juist daarom groet ek julle met die woorde: genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, hy wat uit die dood uit opgestaan het en wat lewe deur die kragtige werking van die Heilige Gees, nou en vir altyd. Amen. Liewe familie en vriende, dikwels is dit so dat wanneer ons met die dood gekonfronteer word, dat daar skielik 'n warrelwind van emosies en gevoelens deur ons gaan. Een ding waaroor ons as mense nie regtig maklik praat nie, is die dood. En ons lewe baie keer asof die dood nie 'n
'n impak of 'n effek op ons het nie. Ons sal erken dat daar 'n klomp mense reg oor die wêreld doodgaan, maar die dood van vreemdelinge raak ons nie soveel aan nie, want ons is nie persoonlik betrokke nie. Maar wanneer die dood oor ons pad kom en iemand naby aan ons sterf, dan beleef ons dit met 'n ander intensiteit. Want jy voel, hier is iemand wat naby aan jou is, wat nie meer daar is nie. En die heengaan van Tannie Rina voel dalk steeds vir julle onwerklik. En die verlies voel dalk so oorweldigend, dat jy vanoggend hier sit en wens, ag, kon sy nie maar net 'n rukkie gewag het nie. En dit is nou maar ons menslike swakheid wat wens dat dit anders kan wees. Maar ons vertrou op God se tydsberekening, selfs al verstaan ons nie regtig nie. Selfs al verstaan ons nie hoekom hier en hoekom nou nie. Maar dan kom daar die dag dat 'n mens moet afskeid neem. En dit maak nie saak hoeveel keer jy in jou hart hierdie gesprek het nie. Maak nie saak hoe jy jouself al voorberei het nie. Die oomblik wanneer dit gebeur, is dit steeds 'n skok. Dit bly seer. Dit is swaar en is moeilik om iemand aan die dood af te staan. En ek besef, elkeen van julle het julle eie unieke manier van hartseer wees en van rou. Ons almal dra ons hartseer verskillend. En die Here ken ons harte. En hy ken ons seer. En hy sien die trane en hy ken ons gedagtes. Maar tog te midde van die verlies, te midde van die hartseer, moet ons vir mekaar vanoggend sê dat hier in hierdie omstandighede baie meer as net een emosie is. Ja, daar is verseker die hartseer, die pyn van verlies, 'n leegheid wat in 'n mens kom nes maak. Daar is verseker die gevoel dat hierdie wêreld nou so 'n klein bietjie anders is as wat dit altyd was. Omdat iemand wat altyd daar is, nie meer teenwoordig is nie. Maar terselfdertyd is daar dalk 'n stuk dankbaarheid vir 'n vol en 'n mooi lewe. Die blote feit dat ons vandag by mekaar is, sê dat daar 'n behoefte is om haar menswees, haar nalatenskap te vier en vir die Here dankie te sê vir 'n ma en 'n ouma en 'n vriendin en 'n suster, vir iemand wat ons lewens mooi kom maak het. En dalk is daar selfs 'n stille verligting dat sy nie 'n lang lydingsbed gehad het nie, waar die seer en die swaar kry vir haar verby is. Dat sy nie meer in 'n liggaam vasgevang is wat haar beperk het nie. En dat sy nou in die teenwoordigheid van die Here rus. En is met al daardie verskillende emosies wat ons hier by mekaar is. En as jy in tye van hartseer en kwesbaarheid, waar ons hoop en krag en troos by die Here moet gaan vind. Want hy is van ewigheid tot ewigheid, die Here. So kom ons draai ons harte en ons gedagtes na hom toe. En ons vra vir hom ook om in hierdie diens by ons te wees, wel wetend dat hy alleen ons bron van krag is. Kom ons sit so, dan buig ons hoofde en dan bid ons saam. Ons liefdevolle Here en hemelse Vader, Here, U is vir ons 'n verlosser, 'n raadsman, 'n redder. U is die vors van vrede. En ons kom vandag bidend na U toe met 'n diepe verlange in ons hart, terwyl ons hier as familie en vriende by mekaar is. Here, U is 'n groot en 'n goeie God en aan U liefde is daar geen einde nie. Van waar die son opkom elke dag tot waar dit ondergaan elke aand, van die ooste tot die weste, van die noorde tot die suide, verkondig die skepping U lof en U grootheid.
en aan U, ons Here, al die lof en al die aanbidding en al die ere. Ook nou, ook hier, wanneer die skaduwee van die dood hier oor ons lewens kom val het. Here, ons kom juis na U toe, omdat U ons toevlug en ons rots is. Ons bring ons dankbaarheid vir die lewe van Tannie Rina na U toe. Vir die amper 80 jaar wat U haar vir haar familie en vir haar vriende en vir hierdie wêreld geleen het. Dankie vir haar liefde en haar omgee. Dankie vir haar standvastigheid. Dankie vir haar geloof, wat so 'n voorbeeld was. Dankie vir wat sy alles vir haar gesin kon doen en beteken. En dankie dat hulle aan haar kan dink en daardie mooi herinneringe in hulle harte kan koester. Here, ons loof U vir die manier waarop U haar gedra het, deur elke seisoen van haar lewe, vir die vreugdevolle en die mooi dae van werk en diens, maar ook vir die tye van beproewing. Daardie tye waar U haar nie verlaat het nie. Dankie dat U vir haar krag gegee het, dat U haar staande gehou het, tot op die laaste. Dankie dat ons ook kan weet dat sy nou in die ewige rus is, waar geen pyn of beperking is nie, daar waar daar geen trane meer is nie, daar waar sy in U teenwoordigheid is. Ons bid vandag vir haar kinders, vir oom Jaco, vir Tannie Hendra, vir Tannie Jana en oom Christo. Here, vir hulle, hoe seer moet dit in hulle harte wees, hierdie brand wat nie wil weggaan nie, oor 'n ma wat nie meer daar is nie. Ons bid vir haar kleinkinders, vir Sonet en vir Yvette, vir Lise Marie en vir Tersius. Here, hulle wat 'n ouma verloor het, mag hulle beleef hoe U by hulle is, hoe hulle gedra word deur U teenwoordigheid. Vul hulle harte met U vrede, dankbaarheid vir die geskenk wat haar lewe ook was. Here, ons gaan nou ons gedagtes na U woord toe draai, en ons bid dat U die verkondiging van U woord sal seën. Spreek tot ons en herinner ons dat U van ewigheid tot ewigheid God is. En laat U woord vandag 'n lig wees vir ons voete en 'n lamp vir ons pad. En gee tog, Here, dat ons nie vanoggend hier sal weggaan sonder U vrede nie. Ons bid dit alles in die mooi en die heilige naam van Jesus Christus ons Here, Hy wat die dood oorwin het en wat die weg na die ewige lewe vir ons elkeen berei het. Amen. Nou, liewe familie en vriende, ongeag hoe oud of jonk jy is, dit is so dat elke mens op aarde se lewe deur 2 datums op 'n kalender begrens word. Jou geboortedatum en jou sterfdatum, en as jy deur 'n begrafplaas sou loop, dan sal jy dit op elke grafsteen sien. Die persoon se naam en van, sy of haar geboortedatum en hulle sterfdatum. Dit is onafwendbaar. Elkeen van ons se lewe word deur 2 datums begrens. En ons het dit vanoggend ook hier op die skerm en in die begrafnisbriefie gesien. Gebore op Saterdag die 9de Junie 1945 en oorlede op Sondag die 6de April 2025. Dit is die realiteit. Dit is die werklikheid. En anders as ander afsprake in jou lewe waarvoor jy dalk 'n minuut of 2 kan laat wees, is hierdie die een noodwendige afspraak in jou lewe waarvoor jy nie sal laat wees nie. Of jy reg is vir dit, of jy jouself voorberei het vir dit, dit is hierdie vaste afspraak wat vir elkeen van ons staan. En tog,
Tog bring elke jaar wat 'n mens op die kalender kan afmerk, jou onafwendbaar nader aan jou eie dood. En daarom kan mense mekaar vanoggend sê dat die dood deel is van hierdie lewe. Dit is inteendeel net so deel van die lewe soos geboorte. Geboortes is gewoonlik vir ons die vreugdevolle, blydskapvolle gedeelte. En die dood is altyd dan die swaarder, amper die ondraagliker deel. Want jy verloor iemand naby aan jou hart. Maar tog is dit so dat daar baie meer is as net hierdie twee datums. Ons baie meer as net 'n geboortedatum en 'n sterfdatum. Want jy sien tussen hierdie twee datums is daar 'n koppelteken. En dit is juist daai koppelteken wat so ongelooflik belangrik is, want dit verteenwoordig 'n lewe. En in die geval van Tannie Rina verteenwoordig dit 'n lewe van 79 jaar, 9 maande en 28 dae. Oftewel 'n lewe met 29.115 dae. 'n lewe ryk aan ervaring, 'n lewe ryk aan gebeurtenisse, 'n lewe met 'n klomp mense in, 'n lewe van geloof, 'n lewe van liefde. En dit is dan wanneer ons oor die betekenis van daardie koppelteken begin nadink, oor die inhoud en die impak van daai 29.115 dae, wat ons troos en perspektief kan kry, selfs in die aangesig van dood, selfs te midde van die hartseer wat 'n mens hier beleef. Want ons glo in 'n God wat groter is as die tydelikheid van hierdie lewe. Ons glo in 'n God wat groter en sterker is as die dood. 'n God wat ons hoop en ons anker is in tye van hartseer en verlies. En dit is hierdie selfde God waaraan ons vashou, wat ons ook in die bladsye van die Bybel ontmoet. Vandag ook, spesifiek in Psalm 84. Nou in hierdie aangrypende Psalm wat ons skriflesing is, hoor ons hierdie diep verlange van die mensehart, hierdie verlange om in God se teenwoordigheid te wees, om tuis te kom by die Here. En die psalmdigter beskryf die vreugde en die bevryding van 'n lewe naby aan God, en die sekerheid van sy sorg en sy beskerming te midde van dit wat in hierdie lewe oor jou pad sal kom. En hierdie psalm is dan uiteindelik 'n oproep om hoop en troos in God te vind. Hy is die skild, hy is die beskermer. In 'n wêreld vol onsekerhede is hy die enigste vaste anker, hierdie toevlug wat bly staan. So kom ons lees hierdie besondere teksgedeelte saam, en dan oordink ons dit ook aan die hand van wat ons gelees het. Psalm 84, ek lees ons saam uit die 1983 vertaling. Daar staan geskrywe, vir die koorleier met musiek, van die Koragiete, 'n psalm. Hoe lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie, 'n plek vir haar kleintjies, daar by die altaar, Here Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reëns sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. Here Almagtige God, hoor my gebed.
Luister tog, God van Jakob. Sien tog om na die koning, ons beskermer, o God. Hou die gesalfde onder die sorg. Waarlik, een dag in die tempel is beter as 1000 daarbuite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou. Ons lees net tot sover. Gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor, wat is die woord van die Here erken en glo, en wat ook kies om daarvolgens te lewe. Amen. Nou, familie en vriende, ek dink as ons vanoggend vir Tannie Rina self sou kon vra, dan sou sy waarskynlik gesê het, moet asseblief tog net nie 'n hartseer preek hou nie. En daarom wil ek nie vanoggend eintlik preek nie. Ek wil eerder maar met julle praat. Want kom ons wees maar eerlik met mekaar, in 'n tyd soos hierdie, kan niemand werklik iets sê wat die hartseer en die verlange regtig wegneem nie. Daar's nie 'n towervers in die Bybel wat ons kan lees en ewe skielik is 'n mens bevry van dit wat 'n mens voel nie. En daarom voel dit vir my reg dat ons eerder vanoggend oor die lewe praat. En meer spesifiek oor Tannie Rina se lewe praat. En dit vier. Sy het die wêreld rondom haar beter gemaak met haar menswees en haar sorg en haar teenwoordigheid. En as ons oor haar lewe wil praat, dan is hierdie Psalm 84 'n perfekte gedeelte om juist dit te doen. So kom ek verduidelik bietjie hoekom. Hierdie Psalm praat oor 3 dinge wat sigbaar was in haar lewe. 'n Diep verbintenis met God, 'n vermoë om sy goedheid te erken, selfs in moeilike tye, en 'n begeerte om sy liefde met ander te deel. Kom ons begin met die eerste ene. Tannie Rina se lewe was 'n pragtige voorbeeld van hoe 'n verbintenis met God kan lyk. Gebore en grootgeword in die gereformeerde kerk, later het sy hervormer geword, die pad gevind. Sy het 'n lewenslange verbintenis met die kerk gehad, maar ook 'n lewenslange verbintenis met haar Here. Soos die psalmdigter het sy 'n innige verlange gehad na God se teenwoordigheid, 'n verlange wat haar lewe deurdrenk het. Die psalmdigter gebruik die pragtige beeldspraak van 'n mossie en 'n swaalkie wat 'n tuiste vind in God se huis. En hierdie skynbaar onbeduidende voeltjies, net soos hulle 'n plek van beskerming het, so het Tannie Rina in haar geloof in God se teenwoordigheid ook vrede gehad. Haar geloof is nie 'n Sondag gebeurtenis gewees nie, maar 'n konstante lewensveranderende realiteit. En dit wat oor haar lewe vertel word haar gesê dat sy God se teenwoordigheid gesoek het en waardeer het in die alledaagse, in die ritme van die lewe. Haar huis en haar tuin wat sy met deernis versorg het, haar heiligdom, was 'n plek waar sy haar Skepper kon ontmoet en kon eer. Daar in haar tuin waar sy plante geplant het en versorg het sy iets ervaar van God se hand ook in die skepping. Van skep en groei en lewe. Haar netjiese beddings, versigtigde, versorgde plante, die orde van wat geskep is, was 'n weerspieëling van haar innerlike orde en ook waarskynlik haar verhouding met God. Haar interaksie met ander mense, haar stilte tyd, haar liefde vir lees,
deurweek met hierdie bewustheid van God se nabyheid. Hierdie diep verbintenis kry uiteindelik gestalte in hierdie vaste vertroue waarmee sy haar lewe leef. Tannie Jana beskryf haar geloof as prysenswaardig. Sy het iets geken van vrede en vreugde, wat net in die teenwoordigheid van God te vind is. En dit is ook die geloof wat haar gedra het deur elke seisoen van haar lewe, vir byna 80 jaar. Liewe familie en vriende, mag ons almal streef na so 'n verhouding met God. 'n Verhouding waar die kern van ons bestaan, juist dit is wat ons anker is in storms. Mag ons soos Tannie Rina leer om sy teenwoordigheid te soek. En mag ons by hom 'n veilige toevlug vind. Tannie Rina se voorbeeld herinner ons dat 'n lewe wat diep gewortel is in God se liefde, uiteindelik die mees betekenisvolste lewe is. Soos die psalmdigter, moet ons verlange ook wees om te sê, Here, ek het U woning lief. Ek versmag daarna, ek verlang daarna om by die Here te wees. Ek wil jubel oor die lewende God. Die tweede ene is 'n vermoë om sy goedheid te erken, selfs in moeilike tye. Tannie Rina se lewe was 'n kragtige voorbeeld van hoe 'n mens God se goedheid kan sien, dit kan omhels, selfs in moeilike en swaar en donker tye. Psalmdigter praat van mense wat deur 'n dorre laagte gaan, en dan hoe God se teenwoordigheid, sy nabyheid vir hulle soos die somerreëns is. En die psalmdigter gebruik hierdie treffende beeldspraak om te sê dat dit wat dor is, daar waar dit lyk of daar geen lewe en geen hoop is nie, deur God verander kan word in 'n fonteinland. Net soos die woestyn 'n plek is van dood en geen lewe nie, kom God se teenwoordigheid en hy verander alles. En dit word hierdie land van oorvloed. En net so moes Tannie Rina ook in haar eie lewe na daardie voorsienigheid van God gaan soek, selfs in die mees moeilikste en uitdagendste omstandighede. Haar lewe was verseker nie vry van swaar kry en hartseer en leed nie. Sy het die ondenkbare verlies van haar seun De Wet in 1990 deurleef toe hy op 'n 12-jarige ouderdom oorlede is. 'n Pyn wat geen ouer veronderstel is om te dra nie. Met die afsterwe van haar man, Oom Johan, na 'n huwelik van 46 jaar saam, moes sy aangaan, haar eie gesondheid en die beproewings wat oor haar pad gekom het met kanker. Te midde van dit alles het sy bly staan, vasgestaan, in plaas daarvan om in sak en as weg te sink of moedeloos te word, sy opgestaan en vorentoe gekyk, beste gemaak van wat sy het. En ek dink hierdie gesindheid is 'n uitvloeisel van 'n mens se vertroue in God. Haar geloof het haar in staat gestel om ook God se hand te sien, selfs in die moeilikste van omstandighede. In daardie dorre woestynland is dit God se teenwoordigheid wat uiteindelik vir haar die vroeë somerreëns was. Sy het die heel meeste nodig gehad het. Tydens haar lewensreis van verpleegster na aardkapster na werker, wys haar veerkragtigheid wat 'n dinamiese mens kan doen. Selfs in die laaste paar jaar van haar lewe het sy die goeie in elke situasie gesien. Haar voorbeeld herinner ons dat ons perspektief nie bepaal word deur omstandighede nie,
maar deur ons geloof. As ons kies om op God te vertrou, om sy goedheid te soek, kan ons sien hoe dorre laagtes verander word in fonteinlande. Tannie Rina se geloof is nie 'n goedkoop geloof nie. Dit was getoets en beproef in die smeltkoers van hierdie lewe. Maar juist daarom skyn dit helder. Juist daarom kan ons vandag met sekerheid in ons hart sê dat God se getrouheid en haar geloof in God uiteindelik ook die deurslag in haar lewe gegee het. Daarom kan ons bely saam met die psalmdigter, dit gaan goed met die mense wat hulle krag in die Here vind. En dan die laaste gedeelte is 'n begeerte om sy liefde met ander mense te deel. Tannie Rina het nie net die beloftes van God se goedheid en genade geleef nie, maar sy was ook gretig om dit met ander te deel. Haar eie lewe was 'n getuienis van God se liefde en omgee, ook vir die mense wat oor haar pad gekom het. Psalmdigter sê in vers 12, die Here ons God is ons krag en ons beskerming. Hy weerhou nie die goeie van die wat reg lewe nie. Ek dink ons kan dit ook in Tannie Rina se lewe sien. Kon dit aan haar woorde ken. Nie haar geloof wat 'n privaat saak is nie, maar iets wat in haar menswees na vore kom, in haar toewyding, in haar diensbaarheid, in haar hart vol omgee vir haar naaste mense. Natuurlik moet ons ook eerlik wees met mekaar. Keer op keer het dit soos 'n paal bo water gestaan dat sy 'n perfeksionis was. Dat sy dit goed op 'n sekere manier wou gehad het. Dat sy goed omgekrap kon raak as dit nie so is nie. My kleindogter die wet onthou, jy is kwaai uitgetrap as jy met jou vuil voete in ouma se huis getrap het. Word vertel van die besemritueel wat elke oggend getuig van ouma wat vee. En dis juist daardie strewe na netheid en orde wat ook dalk 'n stuk uitdrukking van haar liefde was, om die wêreld om haar net so bietjie beter en net so bietjie mooier te maak. Sy het hierdie waarheid geleef, of dit nou was om vir haar kleinkinders lief te wees, om haar huis en haar tuin netjies te hou, of die mense om haar te help. En alles wat sy gedoen het, was sy 'n lig in 'n wêreld wat dikwels donker en pynlik is. Liewe familie en vriende, Tannie Rina se lewe herinner ons dat ook ons opgeroep word om boodskapper te wees van hoop en van heling, om God se lig te dra in donker plekke. En mag ons ook, soos sy kan sê, Here God, dit gaan goed met die mense wat op U vertrou. Ons het vandag hier bymekaar gekom om haar lewe te vier. Natuurlik is dit so dat ons harte vol hartseer is, omdat sy nie meer hier is nie. Maar ek wil afsluit met 'n gedagte wat ek glo op haar van toepassing is. Wanneer ons terugkyk op haar lewe, dink ek ons kan een ding raak sien, is dat God se hand in haar lewe teenwoordig was. Psalmdigter sê, ons lewe maar 70 jaar, of as ons sterk is, 80. En hier op die rand van 80, op Sondag die 6de April 2025, is Tannie Rina se aardse lewensreis verby. En sy het finale tuiskoms bereik. Die mooie woorde van die psalmdigter. Ek is tuis by die Here, en ek sal daar by hom woon, in sy volmaakte teenwoordigheid.
En wat 'n wonderlike troos is dit nie om te weet dat absoluut niks maar niks ons ooit van God se liefde kan skei nie. Die apostel Paulus sê dit so mooi in Romeine 8. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Mag hierdie woorde ook ons anker wees in tye van swaar kry, tye van verlies, met die wonderlike herinnering dat die dood vir ons as gelowiges nie die einde van die pad is nie, maar eerder die begin van 'n wonderlike lewe in die teenwoordigheid van God. Ons kan vandag saam met die psalmdigter getuig oor Tannie Rina se lewe en sê, Here, U Here reis my lewe. U sorg vir my, wat ek ontvang het, kom alles van U af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Mag ons soos Tannie Rina leer om te vertrou, om God se teenwoordigheid te soek, op sy voorsienigheid en sy sorg staat te maak. En mag ons die dag wanneer ons aardse reis afgesluit word, ook sê, Here, as ek terugkyk, is 'n pragtige deel vir my afgemeet. Wat ek ontvang het, dit is vir my mooi. Familie en vriende, baie sterkte vir elkeen van julle. Mag die Here julle krag gee en julle dra in die dae wat kom. Mag die mooi en kosbare herinneringe aan 'n ma en 'n ouma, aan 'n vriendin en 'n vertroueling, julle troos, en mag julle altyd vashou aan die Here se goedheid en sy teenwoordigheid. Baie sterkte vir julle. Amen. Familie en vriende, kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, ons kom vandag voor U met harte vol dankbaarheid vir die lewe van Tannie Rina. Dankie vir die byna 80 jaar wat U haar aan haar familie geleen het. Vir haar liefde, haar toegewyde sorg, haar menswees, haar opregtheid en alles wat sy aangepak het. Haar standvastige geloof. Here, dankie dat U daar was, nie net in die mooi en die goeie dae nie, maar in al die dae, selfs daardie dorre woestynland daar. Here, dankie dat ons kan weet dat sy nou in U teenwoordigheid rus. Dankie dat sy nie meer deur 'n aardse liggaam ingeperk word nie, maar dat sy vry is in U ewige woning. Ons vind troos in die wete dat U die dood oorwin het, en dat hierdie skeiding wat ons nou beleef tydelik is. O Heilige Gees, ons trooster, wees vandag en in die besonder in die dae wat kom, naby aan elkeen wat haar so lief gehad het. Vul die stiltes wanneer die gemis die hardste praat. Wees teenwoordig in die oomblikke wanneer die besem in die hoek staan, wanneer die teekoppie leeg bly, wanneer die vraag onbeantwoord is. Leer ons om uit Tannie Rina se voorbeeld van diensbaarheid en toewyding en netheid die lewe te leef. En help ons om soos sy ons krag in U te vind, wanneer die lewe op sy moeilikste is. Dankie dat U ons beloof het dat daar niks is, nie eers die dood is, wat ons van U liefde kan skei nie. Dankie dat Tannie Rina se lewe, hoewel dit hier op aarde voltooi is, nou volmaak voortgaan in die ewige koninkryk. Here, ontvang ons gebed, as ons dit so pleit, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.
wonders verkry, dan is die eeuwig voorbij. Maar Noordlands maakt van zomerdroogte, ik zal erin wat ook opnieuw leven. Zon en schuld is onze Heer, Hij zal genadig geven, want Hij wordt nooit zijn woord ontrouw. Hij zal aan allemaal wat oprecht omdien en wandel in sy weg. Die goeie nimmer meer onthou nie, welsalig wie op die bou. Maar die geheel om toe vertrouw. Kom ons gaan hier uit mekaar uit met die sekere wete dat die Here sy seënende hand oor ons elkeen hou. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader sal met en by elkeen van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewens, elke oomblik van elke dag. Amen. Ons Vader wat in die hemel, geheilig sy naam, laat die ryk kom, die wil geskied, soos in die hemel, so die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergeef die wat teen ons sondig. Laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Familie en vriende, ons het nou aan die einde van ons verrigtinge gekom hier in die kerkgebou. Ek wil graag 'n geleentheid aan Christo gee om 'n paar bedankings namens die familie te doen en daarna sal ek kortliks net 'n paar ordereëlings deurgee. Dankie Dominee.
Familie en vriende, dit is vir ons as kinders 'n voorreg om almal vandag hier te sien en te weet dat julle die laaste eer kom betoon deur Marina te kom groet. Met die lees van die begrafnisbrief en geselsies die afgelope tyd was dit duidelik dat 'n geliefde ouma, ma, tannie en suster gemis gaan word. Marina was nie een verspog en groot praat nie en sou ook nie wou hê ek moet nou tyd mors met 'n lang heuning smeer toespraak nie. So gun my die volgende bedankingsdominee. Sommige van julle het ver gery, maar ons wil tog vir almal teenwoordig vandag dankie sê dat julle hierdie diens kom bywoon het. Dominee Prinsloo vir die voorbereiding en die boodskap, Corley en al die dames van die hervormde kerk wat gehelp het met kos en die voorbereiding van die saal en nog meer. Die koster vir sy werk en almal wat gehelp het met die reëlings, al dink u dit was gering, 'n groot dankie. Ook 'n dankie aan die orgelis, Letty Malherbe, die familie en vriende se oproepe, WhatsApps, Facebook boodskappe en almal se drukkies en ondersteuning. Ons waardeer elkeen van julle. Veral 'n groot dankie aan die familie wat ouma besoek het in die Wilgers Hospitaal en ook diegene wat vir Jana en Sonet daar gaan ondersteun het. DAF begrafnisdienste, Jacomien en Haaspan, Marinda Pretorius vir die pragtige blomme en ook Joshua wat besig is met en die skakel gedoen het met die lewendige uitsending sodat die familie in Swede en Amerika en die ander wat nie hier kon wees nie, ook die diens kan volg. Nou my vrou het my die dood voor die oë gesweer as ek hierdie sê, maar ek gaan dit nou maar sê. Joshua is 'n man wat werk en hy ken nie tyd nie. En hy stuur skakels 12 uur die nag, maar ons het hulle gekry en ons glo en ons hoop die familie wat nie hier kan wees nie, kan sien en vir oulaas saam met ons deel. Rolf, vir jou 'n spesiale dankie vir ouma se begrafnisbrief. Wat jy saamgestel het, ek weet jy moes 'n hele paar keer veranderings doen. En daarom vir jou geduld en liefde waarmee jy dit gedoen het, dankie. Indien ek iemand oorgeslaan het, weet asseblief dat dit nie met opset was nie. Ons waardeer elkeen se hulp, insette, moeite en werk om vandag se reëlings suksesvol deur te kon voer. Laastens, Jaco, Hendra, Yvette en Sonet, wat soveel jare na ouma omgesing het, 'n opregte dank van ons almal. Daar was beslis soms uitdagings, en weet ons vandag, julle het entyd gehou, en volhard. Dankie is 'n klein woordjie, maar ons almal weet dat julle loon by ons Skepper lê. Ouma, ma, ons groet jou vandag, tot ons mekaar weer sien. Daarvoor het ons Hemelse Vader gesorg met die kruisdood van Jesus Christus, dat almal wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Dominee, vergun my dan net om 'n paar nog 'n boodskap of twee aan die familie en vriende voor te hou. Eerste een is van Marita af. My sis, Rien, Noekie, dis hoe ek jou mag genoem het. Jy het my groot gemaak. Saam met kleinboet Rolf was ons soos jou kinders. Jy het my in die middag aan die slaap gemaak met die hoop om goue draai by jou vriendin te maak wat loopafstand was van ons plaas af. Jy was nog nie halfpad op pad na haar toe nie, dan is ek by jou. Ek wou altyd by jou wees. Jy was nooit kwaad nie, my altyd toegelaat om saam met julle te kuier. Ek was een keer baie siek toe ek 5 jaar oud was. Jy het vir my 'n groot teddy gekoop. Die teddy se voet het 'n gat gebrand by die koolstoof. Ek was in trane, maar jy en ons mamma San het gou die voet reggemaak. So baie herinneringe van liefdevolle en gelukkige kinderjare op die plaas. Ek altyd aan jou sy en my beste maat en rolmodel. Ek gaan jou verskriklik mis, Noekie. Dankie dat jy so lief vir my kinders ook was. Janita, Lise, Henk en Mareike was altyd erg oor jou. Rus sag, my liewe sussie, Marita. Dan 'n boodskap van nig Poppie. Haai my ou nig, jy is te gou weg. Sou jy so graag weer met 'n wetbyeenkoms wou sien. Ek onthou nog die een in 2018
Ek wil jou net altyd hier langs my hê. Ons was so baie close, verskoon tog die Engels, maar baie kat dan gevang en vrek bang gewees vir ons twee kwaai paas. Maar dankie tog, ons twee ma's het ons altyd vir ons opgekom. Ek gun jou die rus en nou is jy by jou geliefde man en seun. Rus en vrede. Jou geliefde nig, Poppy. Dankie, Dominee. Baie dankie om Christie. Familie en vriende, ek wil net enkele ordereëlings nou deurgee. Ons gaan nou almal saam die gebou verlaat en dan gaan ons saam na die ter aarde bestelling toe by Alice Ras begrafplaas. Ons vra asseblief dat jy jou hoofligte sal aanskakel as jy in die stoet ry. Steeds die verkeersreëls sal gehoorsaam, is die verkeersdepartement, hulle is hierso, so hulle sal ons begelei. Dis daarom nie baie ver nie, dit is regtig net hier om die hoek. So, ons vra asseblief dat ons dan so gou as moontlik dan by die begrafplaas sal kom, en dat as ons daar is, dat almal dadelik na die grafarea toe sal beweeg. Die draers by die graf is oom Jaco Breed, is haar seun, Christus Snyman is ook haar seun, oom Piet de Wet, haar broer, Rolf de Wet, ook haar broer, Steve Blom, haar swaar, en Tini Nel, ook haar swaar. By die graf sal ons dan laaste skriflesing en gebed hê, die formulier van afskeid en dan ook ons geloofsbelijdenis. Na afloop van die grafverrigtinge en die ter aarde bestelling, dan word jy elkeen ook uitgenooi na verversings hier by Onverwag Gemeente. En dit is gewoonlik 'n wonderlike geleentheid om ook saam as familie te kuier, mekaar te ondersteun en ook die familie te bemoedig. En ons nooi graag na daardie geleentheid ook uit. Indien jy verkies om dan nie die ter aarde bestelling by te woon nie en graag hier wil bly, is jy welkom. Daar aan die agterkant is daar voorsiening gemaak. Daar is 'n paar bankies en sitplekke waar jy dan net kan wag tot ons dan terugkom van die graf af. Familie en vriende, kom ons gaan saam, dan gaan lê ons vir tannie Rina te ruste. Dankie.